vredemaker of handhawer van vrede. Jy sien daar is 'n wesenlike verskil tussen hierdie twee begrippe, en tog het elkeen 'n plek en 'n tyd. Ons as mense kan so maklik verstrengel raak in die vraag, is jy 'n vredemaker of 'n handhawer van vrede? Wanneer jy handhawer van vrede is, beteken dit dat jy die vrede wil bewaar deur konflikte alle tye te vermy. Hierdie optrede bring mee dat jy soms jou eie Christelike waardes en sienswyses moet prysgee om konflik te vermy. Hierdie optrede of gebrek aan optrede beteken dan dikwels dat mense boor jou sal loop en jou in die proses sal vertrap en jou waardes en dit waarin jy glo sal vernietig. Hulle sê jou menswees vernietig. Menigmaal sal ons as mense eerder stil bly en swyg wanneer iemand ons God of ons godsdiens aanval, want ons wil die vrede bewaar. Dis mos die regte ding om te doen. Of is dit? Kom ons loer gou na die Dawid en Goliat verhaal. Wat dink jy sou gebeur het as Dawid ter wille van die handhawing van vrede die Filistyne en Goliat laat begaan het om die linies van die lewende God te verkleineer, soos ons daarvan lees in 1 Samuel 17 vers 26. Is dit nie juist hierdie selfde Dawid wat konflik tegemoet geloop het, omdat sy God en sy waardes aangeval is nie? Dit is egter belangrik dat ons mooi kyk na hoe presies Dawid dit gedoen het. Hy het nie op homself staat gemaak nie, maar hy het op die Here vertrou. Ons lees in 1 Samuel 17 vers 37. Verder het Dawid gesê, die Here wat my gered het uit die kloue van die leeu en uit die kloue van die beer, hy sal my red uit die mag van hierdie Filistyn. Soms mag dit vir ons egter nodig wees om 'n vredemaker te wees. Om as vredemaker op te tree openbaar dan juis dan ook die Christus wat binne in ons leef. Ons lees in Romeine 8 vers 6. Die dinge waarmee die sondige natuur van die mens hom besighou, loop uit op die dood. Maar die dinge waarmee die Gees hom besighou, bring lewe en vrede. Daar is tye wanneer ek en jy die ek op sy moet sit en vrede maak, waar daar verdeeldheid en ontevredenheid is. Ons lees immers in Matteus 5 vers 9. Geseënd is die vredemakers, want hulle sal kinders van God genoem word. Vredemakers praat immers die waarheid in Christus Jesus. Dit lees ons in Efesiërs 4 vers 15. Vredemakers sê jammer as hulle iets verkeerd gedoen het. Daarvan lees ons Jakobus 5 vers 16. Vredemakers is geduldig teenoor ander en vergeef die wat iets teen hulle het. Alles Kolossense 3 vers 13. Dit is egter belangrik dat ons as mens sal besef dat daar soos met enigiets anders grense is wat nie oorgesteek mag word nie. En indien hierdie grense wel oorgesteek word, mag ons nie swyg of agter woorde of verskeie agendas probeer wegkry nie. Soms moet ons vredemakers wees en soms handhawers van vrede, oftewel vredebewaarders. Maak nie saak in watter een van hierdie twee situasies jy jou bevind nie. Vertrou te alle tye op die leiding van die Here. Want net sy Dawid leiding gegee het, net so sal hy ook vir jou en my leiding gee, om die regte ding op die regte tyd te doen. Ek wil julle laat met die volgende teksgedeelte van uit Romeine 12, vanaf vers 17 tot en met vers 21. Moenie kwaad met kwaad vergeld nie, maar wees goedgesind teenoor alle mense. As dit moontlik is, sover dit van julle afhang, leef in vrede met alle mense. Moenie selfwraak neem, my geliefdes, maar laat dit oor aan die oordeel van God. Daar staan immers geskrywe, dit is my reg om te straf. Ek sal vergeef, sê die Here. As jou vyand honger is, gee hom iets om te eet. As hy dors is, gee hom iets om te drink. Want deur dit te doen, maak jy hom vuurrooi van skaamte. Moet jou nie deur die kwaad laat oorwin nie, maar oorwin die kwaad deur die goeie.